Vriende, ons lees vanoggend uit Johannes 20 uit. As jy jou Bybel het, is jy meer as welkom om saam te lees. Johannes 20 vers 19. Dit is gepas, as ek reg verstaan het, Dominee Derrick laasweek ook uit Johannes uitgepreek, 20 vers 1 tot 18. So, ons lees vanoggend die opvolg. Julle is welkom om saam te blaai. Johannes 20, vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toegekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, sal dit hulle vergewe. As julle dit hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. En die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het gesê, as ek nie die merke sien van sy spykers in sy hande en sy vingers en my vinger nie steek in sy spykermerke en my hand nie in sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas was saam by hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Ons lees tot sover. Vanoggend vier ons Vryheidsdag in Suid-Afrika en dit is 'n baie belangrike dag in ons land se storie. Maar terwyl ek dink aan vryheid hierdie week, het dit my bietjie laat nadink oor wat vryheid in ons lewens beteken, wat ware vryheid beteken. En ek praat nou nie net hier van politieke vryheid, of vryheid om te stem, of om rond te beweeg soos wat jy wil nie, ek praat hier van innerlike vryheid. Dis een ding om by mekaar te kan wees, vryheid te hê om God te aanbid vanoggend hier, so vryheid te hê om rond te beweeg en te gaan waar ons wil en te doen wat ons wil. Dis 'n ander ding om vry te wees van vrees, skuld en van selftwyfel. Nou wanneer ons hierdie teksgedeelte lees vanoggend, ontmoet ons die disippels na Jesus se opstanding. En die atmosfeer waar hulle is nie soos wat ons sou verwag nie. Ons sou dink hulle is jubelend en hulle is besig om die goeie nuus aan mense te vertel op die straathoeke en met mense te deel wat gebeur het. Jesus het opgestaan, hy lewe, hy is nie dood uit die kruis nie, hy het die woord vervul, hy is onder ons in ons midde. Ons verwag hierdie atmosfeer by die disippels, maar wanneer ons hierdie teksgedeelte lees en ons kom terug by die disippels, die eerste keer na ons gehoor het van Jesus se opstanding, vind ons hulle agter geslote deure. Die deure is gesluit en hulle is bang. Hulle is bang vir die Jode, hulle is agter geslote deure, hulle is baie bang. Nou soms is ons ook bang. Ons is bang vir baie dinge. Ook is ons bang vir skuld, vir mense, vir die toekoms, vir gevare, vir verlies, vir vernedering, teleurstelling en die dood. Die lys gaan aan en aan. Ons is bang vir baie dinge in ons lewens.
En die disippels, hulle het rede gehad om bang te wees. Hierdie Jode wat verantwoordelik is vir Jesus se dood, is nog steeds daar buite, hulle is nog steeds besig om te werk, hulle is nog steeds kwaad. Hulle het rede om agter geslote deure weg te kruip. Dis alles geldige rede. Maar dan gebeur iets wat alles verander. Jesus kom in hulle vrees vasstaan, 2 keer. Die goeie nuus vir my in hierdie tekstgedeelte lê in hoe Jesus reageer het op die disippels se vrees. Jesus kom nie daarin en sê, en skel hulle uit en sê vir hulle, wat maak julle hierso nie? Glo julle nie? Hoekom is julle nie besig om my werk te doen nie? Wat is fout met julle? Ja, maar julle is slegte disippels. Hy sê niks van dit vir hulle nie. Hy kom in met die eenvoudige woorde, vrede vir julle. Vrede vir julle. Dis al wat hy sê. Vrede vir julle. Nou op eerste aanhoor klink dit dalk vir ons vreemd. Jesus wat kom en sê vrede vir julle. Hoekom sê hy hierdie woorde? Maar wat ons moet verstaan is wanneer Jesus hierdie woorde gebruik, is hierdie nie net 'n groet vir Jesus nie, dis iets wat hy oor hulle spreek. Jesus wil hê dat hy hulle moet vrede hê. Om vrede te hê beteken dit om innerlik vry te wees. En dit is duidelik in hierdie oomblik dat die disippels nie vry voel nie. Hulle is bang, hulle kruip weg onder slot en grendel, en selfs 8 dae na Jesus die eerste keer aan hulle verskyn het, is hulle nog steeds agter geslote deure besig. Maar deur hierdie woorde aan hulle te spreek, dat hy vrede vir hulle bring en dit oor hulle lewens spreek, help hy die disippels onthou, iets belangrik onthou. Onthou dat hulle nie alleen is nie. Hulle is nie alleen nie. Ondanks hulle vrede is hulle, ondanks hulle vrees is hulle nie alleen nie. Daar's 'n storie van 'n vrou wat in 'n township bly buite Kaapstad, en sy was 'n leier in haar kerk. Sy was vreeslik besig, bedrywig, 'n groot figuur in die gemeente. Sy was so betrokke en het 'n groot verskil gemaak in haar gemeenskap. Maar na 'n gewelddadige aanval het sy haarself begin toemaak. Sy het nie net haar huis toegemaak nie, maar ook haar hart. Sy het nie meer kerk toe gegaan nie, sy het nie meer mense ontvang nie, sy het ophou met mense te praat. Sy het vir maande, het sy letterlik in haar huis gebly, agter geslote deure en toegordyne, afgesny van die wêreld uit vrees uit. Maar eendag gebeur iets onverwags en 'n jong lidmaat in die gemeente daag eendag by haar huis op met 'n warm bord kos. En hierdie lidmaat sê nie veel nie, probeer nie die situasie regmaak nie, probeer nie haar oortuig om weer kerk toe te kom, niks nie. Al wat die lidmaat vir haar gesê het is, ek het vir jou kom wys dat jy nie alleen is nie. Jy is nie alleen nie. Dit is 'n eenvoudige gebaar wat die vrou se lewe verander het. En wat Jesus hier doen agter geslote deure, hy wat verskyn te midde van hulle bangheid agter die geslote deure en vir hulle sê vrede vir julle, is hy wat die disippels herinner dat hulle is nie alleen nie, al voel dit vir hulle asof die wêreld al reeds teen hulle is. Hy wys vir hulle dat niks vir Jesus kan keer nie. Hy is daar, al is daar geslote deure en al word hulle vervolg, is hy daar. Hulle is nie alleen nie, hy is met hulle. Hy probeer hulle sy disippels iets leer wat hulle moet begryp as hulle die goeie boodskap van die evangelie moet gaan verkondig aan die wêreld daar buite. En hierdie ding wat hulle moet begryp is, hulle kan nie toelaat dat vrees hulle terughou en verlam in hulle lewens nie. Maar hulle moet ondanks hierdie vrees vrede vind in hulle roeping. Vrede vind in die taak wat die Here vir hulle gegee het. Vrede vind in hulle vrees. Jesus probeer hulle wys dat vrees sluit toe, vrede maak oop. Vrees isoleer, maar vrede verbind mense aan mekaar. Vrees sluit toe,
Vrede maak oop. Vrees isoleer ons. Vrede verbind ons aan mekaar. Een belangrike gedeelte in hierdie teksgedeelte, hoekom hy verskyn aan die disippels en weer aan Didimus, aan Thomas, is nie net om hulle vry te maak vir hulle eie troos nie, maar om hulle te stuur. Vrede wat God gee, is nooit passief nie. Dit dryf ons uit die kamer verby die geslote deure uit in die wêreld in. Die Here wil nie hê ons moet verlam word deur ons vrese nie, om die hele tyd weg te kruip van al die gevare wat die wêreld vir ons inhou nie, want daar is baie daar buite. Hy roep ons om verby dit te kom en die goeie nuus van vrede te deel en te leef daar buite. Om die goeie nuus te deel van God se opstanding en nie net dit vir onsself te beleef hê, maar dit met ander te deel en vir ander te wys wat die Here in ons harte gedoen het en hoe die Here ons help om deur ons lewe te kom. Soos hy gestuur is, stuur hy sy disippels ook. Maar hy los hulle nie alleen nie. Hy gee vir hulle die Heilige Gees om te help in hierdie vrees en oor te kom. Ware vryheid beteken dat jy leef met 'n doel. Jy hoef nie weg te kruip om te wag in 'n wêreld vir die wêreld om veiliger te word nie. Die Here maak ons vry om te lewe in vrede ondanks die onsekerhede in hierdie wêreld rondom ons. Wêreldvryheid is nie die afwesigheid van onderdrukking nie, maar die teenwoordigheid van vrede, geloof en roeping in ons lewens, die teenwoordigheid van Jesus Christus. Gaan julle my glo as ek vir julle sê, nadat Jesus 2 keer verskyn het aan die disippels, vir hulle gewys het wie is, vrede aan hulle toegespreek het, hulle uitgestuur het om sy werk te kan doen, dat net na hierdie teksgedeelte in vers 26 verskyn hy weer aan hulle. Skus, hoofstuk 21. So, nie net 2 keer nie, 'n 3de keer. Nadat Jesus reeds hierdie dinge gedoen het, aan hulle verskyn het, vingers in die sye gesit het, gewys het, gesê het, hier is ek, hulle gekry het agter geslote deure, vind ons weer die disippels op 'n oggend langs die see. Dankie tog, hulle is nie meer agter geslote deure nie. Maar hulle is nie besig om die evangelie te verkondig nie. Hulle is nog bedroef. En wat gaan doen hulle? Hulle gaan doen die een ding wat hulle weet wat om te doen behalwe om Jesus te volg. Visvang. Hulle gaan vang vis. En daar verskyn Jesus weer aan hulle op die strand en praat weer met hulle en laat hulle weer besef wie hy is. Dis eers na die 3de keer dat die disippels uiteindelik die boodskap gekry het. Nou die goeie nuus vir ons is, as die Here, dat die Here ons herhaaldelik geleentheid gee om vrede te vind in ons lewens. Hy kom gereeld na ons toe met sy oop hande en sê vir ons vrede vir julle. Gee vir ons die geleentheid om vrede in hom te vind vir ons. Nou vir sommige van ons vat dit langer as ander. Maar as dit soveel kere gevat het vir die disippels wat Jesus gesien het, hom gevolg het, hom geken het, as dit so lank gevat het vir hulle wat sy dood en opstanding eerstehands gesien het, dan is daar beslis baie genade vir ons. Ons wat net soms so sukkel om die Here se genade en vrede in ons lewens te beleef. Die goeie nuus is dat die Here ons kon kry daar agter geslote deure waar ook al ons mag wees. Dat die Here ons kom haal uit ons situasie uit en vir ons sê, vrede vir julle, moenie bang wees nie. Ek is met julle. Kyk, hier is ek. Ek gee vir julle die Heilige Gees. Ek kom saam met julle. Ek kom ontmoet jou net daar waar jy is. Die Here wil nie hê ons moet vasgevang word deur al ons vrese nie. Hy wil hê ons moet in vrede leef te midde van ons vrese. Die ironie is, dieselfde mense vir wie die disippels weggekruip het, die Jode, dieselfde mense agter wie hulle self wil beskerm het as geslote deure,
het al sendingveld geword. Dis dieselfde mense wat Jesus vervolg het, verantwoordelik is vir sy dood, wat die eerste mense was na wie die disippels toe gegaan het om die evangelie te verkondig. Vyande wat later broers en susters word in geloof. Maar dit sou nooit moontlik gewees het as die disippels net agter geslote deure gebly het, waar dit veilig was nie. Waar is jy vandag gesluit agter vrees? Wat is die dinge wat jou vanoggend toehou? Die vrese wat jou weerhou daarvan om vrede te vind in die Here, om uit te gaan in hierdie wêreld en sy goeie boodskap uit te leef. Ware vryheid is nie die afwesigheid van onderdrukking nie, maar die teenwoordigheid van vrede, geloof en roeping van Jesus Christus. So mag ons hierdie week bemoedig word om ons deure oop te sluit en uit te gaan in hierdie wêreld. Om nie bang te wees vir wat ook al dit is wat ons voor bang is nie. En wanneer ons wel bang word vir goed, en die Here nie vertrou nie, om te weet dat die disippels self het gesukkel om hierdie einste vrede te leef in hulle eie lewens. Hoe groot is die Here se genade dan nie vir ons nie. Amen. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Liefdevolle Heer, U kom en U haal ons net daar waar ons is. U ken ons vrese, ons onsekerhede. U kom na ons toe met oop hande, U wonde nog sigbaar en U sê vir ons vrede vir julle. Vrede. Vrede wat nie in aardse dinge gevind kan word nie. Vrede wat in geen aardse sekuriteit verkry kan word nie. Vrede wat groter is as enige iets wat hierdie wêreld kan bied. Vrede wat ons uit ons vrees uitkom haal en ons in die wêreld stuur as teenwoordigers van U goeie nuus. Mag ons ook hierdie vrede in die komende week beleef. Amen.